Hou jy ook soms vas aan dinge wat jy eerder moes laat los het? Ek glo dis 'n vraag wat die Gees van die Here dikwels van ons kom vra. Hou jy dalk vas aan dinge wat jy lankal in my hande kon gesit het? Dit is wat die Gees vra. In Psalm 55 vers 23 lees ons: Laat jou sorge aan die Here oor, want hy sal vir jou sorg. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hierdie vers laat my nogal dink aan daai ou gesegde: laat los en laat God, of let go, let God. Wees vandag verseker, die Here God is in staat om te dra en te hanteer wat jy nie kan nie. Hy kan die ondraaglikste situasies met die grootste gemak beheer. Maar dan moet jy by die punt kom waar jy daai situasie moet laat los. Want God gaan nie beheer neem oor dinge waaraan jy nog wil vasklou nie. Dis soos 'n drenkeling wat vasklou aan 'n sinkende bootjie en wat nie wil laat los sodat die lewensredder hom kan red nie. Net so klou ek en jy dikwels aan dinge vas wat eintlik besig is om ons onder te trek. En God sal jou ook nie dwing om die dinge in sy hande oor te gee nie. Hy wil hê jy moet self kom by die punt waar jy hands op, waar jy oorgee. Hy wil hê jy moet ook jou vreugdes en sowel as jou kwellinge, jy moet dit alles en sommer alles tussenin ook. Dit moet jy in sy hande oorgee. Dit is wat hy wil hê. En dan kan al jou gespartel om kop bo water te hou eindelik tot 'n eind kom. Al jou spanning, al jou onrus, al jou vrese, dit kan aan alles oorgaan in vrede en vertroue. Want in Psalm 94 vers 19 sê die Bybel: Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het U, Here God, het U vertroosting my tot rus gebring. My liewe mens, jy hoef nooit te vrees dat die hindernisse in jou lewe vir jou te veel sal raak om te hanteer nie, solank jy dit net nie altyd self wil hanteer nie. Wanneer die onbekende wat so voor jou uitgestrek lê, wanneer dit jou wil oorweldig, onthou dan dat God op amper elke bladsy van die Bybel vir jou beloof dat hy by jou is. Hy sal jou deur elke situasie neem, anderkant uit. En die uitkoms wat God gee, is dalk nie altyd presies wat jy wou gehad het nie, maar regtig, jy kan jy nou rustig raak, en jy kan vertroue opbou in God se planne vir jou lewe. En wanneer jy voel jy kan nie meer uithou nie, onthou dan maar om op God se vlerke te vertrou. Wanneer jy voel jy kan nie meer wag vir die uitkoms nie, vertrou dan maar op God wat weet wanneer dit die regte tyd is vir redding en vir jou uitkoms. En wanneer jy oorweldig voel deur watter omstandigheid ook al, laat God dan toe om jou omstandighede te oorweldig. Want God is groter en hy is magtiger as enige situasies wat jy in die oë moet kyk. Ja, ek weet, dit is soms moeilik om op God te vertrou, want 'n mens is mos geneig om eerder op dinge wat jy kan sien te vertrou. Maar dit is juis jou geloof in die onsienlike God wat jou deur elke hindernis van hierdie lewe sal neem. Jy sê jy wil graag God se gesig sien, jy wil sy hand sien wat hy na jou toe uitstrek. Maar dan kom sê die Here vir jou: jy sal my sien, want ek sal jou geloofsoë oopmaak, sodat jy my sal sien en herken wanneer ek jou tree vir tree kom neem. Met elke tree wat jy gee, sal jou geloofsoë helderder begin sien, en jy sal my daar by jou sien. Liewe Heer, help my asseblief om die dinge waarin ek vasklou te laat los. Help my om my hand na U uit te strek, sodat U my uit elke moeilike situasie kan verlos. Amen.